Goeiemôre vriende, so hier op die begin van 'n naweek. Is Vrydag die 7de November 2025. Ek hoop julle het 'n lekker naweek. Dit gaan 'n warm naweek wees hierdie naweek. Somer is inderdaad hierso. Maar mag dit vir julle 'n lekker naweek wees waar julle 'n bietjie kan rus. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Jesus, baie dankie dat U inderdaad God vir ons kom sterf het aan die kruis. Here, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê, ons wat in U glo. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur U nie. Dankie o Vader dat U in die drie-eenigheid, te groot vir ons menslike begrip, vir Jesus gestuur het, U seun, om vir ons te kom sterf. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ons staan nou inderdaad einde se kant toe met Efesiërs. Ons het nou lekker stil gestaan by Efesiërs. Julle ken nou al die agtergronde so goed. Vriende, dit is Efesiërs as 'n eintlik 'n handelstaatjie gewees waar die mense baie handel gedryf het. Hy was inderdaad, liewe vriende, aan die weste kant van Klein-Asië gewees. Dit was ook 'n hawestad gewees. Verskillende tipe mense, kan julle nou dink, was in hierdie hawestad gewees. Verskillende godsdienste was daar gewees in die gemeentetjie is hierso. Hierdie gemeente wat heidene was, Paulus is die apostel van die heidene, vir die heidene eerder. Vriende, so hulle was heidene, hulle het tot bekering gekom met Paulus, wat hulle maar net weer daaraan herinner het, liewe vriende, wie hulle is. Hy het kom sê vir hulle hierso in Efesiërs 2 kom sê hy vir hulle, hoor hierso, weet, julle moet die een ding weet, dat Jesus is die een wat vir julle inderdaad aan die kruis gesterf het, en dat hy 'n einde gemaak het aan die vyandskap. Liewe vriende, wat hy kom sê hierso vir ons. Julle kan nou gaan lees, ek kan nou nie weer alles lees nie. Hy sê vir ons verder, kom sê hy vir hulle, onthou, een ding wat julle moet verstaan is dat julle as 'n geestelike huis is waarin God woon. Kom sê hy vir hulle. Dan gaan hy verder, dan kom sê hy, liewe vriende, vir hulle hierso, die geheimenis is eintlik die verkondiging van die evangelie en julle verbondenheid aan Jesus Christus, kom sê hy dan verder vir hulle, En dan kom sê hy vir hulle verder, liewe vriende, wanneer hy bid vir hulle, dan kom sê hy vir hulle hierso, ek bid dat hy, dis nou God deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus hierdie geloof in julle harte sal word, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees, En dan gaan hy aan, vriende, en dan praat hy hierso in Efesiërs 4, waar hy dan kom op, jy sê, kom goed wat julle nou weer kan gaan lees, dan kom hy hierso en kom sê, hoor hierso, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. En dan kom gee hy die riglyne oor hoe hulle heilig moet lewe. Hy kom sê, hulle moet die waarheid praat, hulle moenie as hulle kwaad word sondig, hulle moenie die duiwel vat kans gee nie, hulle moet ophou steel, hulle moenie steel nie, vuil taal, kom sê, hy moet nooit uit julle mond kom nie, jy moet net altyd, alles wat opbouend is, moet jy vir mense kom gee. Hy kom sê dan ook, jy moet nie verbitterd of vleend word nie, jy moet nie vloek of skel nie, jy moet niks doen wat sleg is nie, ons moet net goedgesind wees teenoor mekaar wees, hartlik teenoor mekaar wees, mekaar vergewe. Dis wat hy kom sê hierso, Hy sê, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ook lief gehad het, En dan praat hy 'n bietjie, vriende, oor die man en die vrou, hy kom praat 'n bietjie oor die ouers en die kinders, en hy kom praat 'n bietjie oor die werknemers en die werkgewers, en dan is ons nou hierso by die laaste gedeelte van Efesiërs 6, waar hy kom sê, soek julle krag in die Here. Dan kom sê hy so, julle moet verseker weet, die duiwel gaan listige aanslae teen julle loods. Julle moet die wapenrusting aan hê en julle moet op julle pos staan, En dan kom spel hy uit wat die wapenrusting is, vriende. Dit is, ek gaan hom vir julle vertel net so sê, want dit is eintlik 'n stukkie kern wat hier so staan. Hy sê, bly dan op julle pos, toegerus met wat? Met die waarheid as gordel om julle heupe. Met die waarheid. Vriende, hy het dit hier ook gesê vroeër, waar hy gesê het, hierso wat ek net gou daarby uitkom, hy sê dit hierso al in Efesiërs 4 vers 25, nou dat julle die valsheid afgelê het, met julle onder mekaar die waarheid praat. Dit een van die beginsels van die wapenrusting van 'n Christen teen die duiwel is om te alle tye die waarheid te praat.
Liewe vriende, as ek en jy die waarheid praat, dan is daar nie bedrog nie, dan is daar nie leuns nie, dan is daar nie oneerlikheid nie, dan is daar nie voortrek nie. Wanneer ek en jy die waarheid praat nie, jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Dis die een groot ding, 'n essensiële ding wat 'n groot gedeelte van ons regering nie het nie. Hulle praat nie die waarheid nie. Hulle is oneerlik, daar's nie integriteit nie. En een van die kerngoed om die duiwel teen te staan, kom sê Paulus vir die mense in die Efesiërs, is om die wapenrusting aan te trek, en dit is die waarheid. Gordel dit om jou heupe. Maak dit vas dat dit altyd daar is. Die waarheid is sentraal. Tweede ding wat ek wil sê is enorm belangrik in 'n Christelike wapenrusting is om te weet dat daar vryspraak is. Vryspraak beteken dat ek en jy weet ons kan niks doen om in die hemel uit te kom nie. God het ons in Christus vrygespreek, vriende, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nee, dis die vryspraak. God het in Christus ons kom vryspreek van ons sonde. Ons kom vry maak, liewe vriende. Hy kom maak dat ek en jy vlekkeloos voor God staan deur Christus. Hy het ons kom vryspreek, genade absoluut wat hy vir ons kom gee, né? En dan, so die eerste een is waarheid, praat altyd die waarheid. Die tweede ene van die Christen is, as hierdie mense van buite kom met die dwaalleraars, ander godsdienste om kom sê, hoorie, dit gaan nie oor Jesus nie, waar moet hierdie van Jesus in die Bybel is so, moet jy weet, liewe vriende, hulle is kom van die antichrist af, né? Absoluut antichrist. Dit gaan oor die vryspraak deur God as borsharnas deur Jesus Christus. Jy moet bereid wees om die evangelie van vrede te verkondig. Vriende, wanneer ek en jy by mense kom, wat doen dit wanneer ek en jy Jesus Christus sal bid? Daar's 'n diep vrede. Daar's 'n diep vrede. Evangelie van vrede is totaal anders, liewe vriende, as wat ons byvoorbeeld in Islam leer. Nee, ek wil as jy op die ten diepste gaan kyk, is dit nie enigsins 'n godsdienst van vrede nie. Is op die ou en ten diepste 'n godsdienst van haat op die nee. Jy kan nog gaan kyk, as jy op die ou ene gaan kyk daarna, as jy gekyk na Mohammed wat hy alles aangevang, die togte wat hy gehad het, die hoeveel mense wat hy doodgemaak het die hele tyd. Nee, dit is nie 'n godsdienst van vrede. As jy nie met my saamstem nie, die derde ding is maak ek jou dood. Of jy bekeer tot Islam, of hulle teks jou tot jy doodgaan, en as dit nie werk nie, dan maak hulle jou dood, né? Maar hierso kom sê Paulus vir hierdie mense wat omring word deur hierdie heidense nasies wat 'n klomp ander goed kom sê hulle vir jou, jy moet weet die duiwel is lustig, hy gaan rondloop soos 'n brullende leeu, kom sê Petrus vir ons. Hierdie duiwel het gaan 'n lustige aanslag teen julle loods. Julle moet die wapenrusting aantrek. Eerstens praat die waarheid, die tweede instansie wys vir hom Christus het gesterf van die kruis, vryspraak deur God. Die derde instansie kom sê vir hom die evangelie is liefde. God is liefde, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie. Daarmee moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, waarmee julle al die brandpyle van die bose kan afweer. So wat gebeur? Liewe vriende, wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, begin die duiwel ons aanval. Hy begin ons aanval en dan begin ons geloof in Christus en God en die Gees, begin jy twyfel daar en begin dit wankel. Kom sê Paulus, jy moet die geloof as skild aanneem. Die geloof beskerm jou hart. Die geloof maak dat die duiwel se brandpyle nie by jou kan uitkom en jou doodmaak nie, né? Nee, liewe vriende, die geloof is om te sê wanneer die duiwel ons aanval om te sê, hoor jy ou, hoe luister nou vir my baie mooi, né? Kan jy vir die duiwel sê, luister jy nou vir my baie mooi. Ek glo in God. Ek glo in Jesus en ek glo in die Heilige Gees. Ek glo dat Christus vir my gesterf het. So wat jy ook al sê, gee dit pad, né? Geloof as 'n skild. En dan kom sê hy, sit verlossing as helm op wat die swaar sit verlossing op as die helm. Dis verlossing op die helm. Verlossing, liewe vriende, die feit dat Christus ons verlos het van al ons sonde. Hy het in ons plek om sterwe sodat ek het. So wanneer die duiwel ons aanval, deur geloof kom sê hy vir hom, my verlossing is bewerk alreeds in Christus wat gesterf het aan die kruis. En dan die laaste een wat ek wil sê, vat die swaard van die Gees, dis die woord van God. Wanneer die duiwel jou aanval, moet jy die woord ken. Daarom is dit belangrik, geloofsvormende gewoonte,
forming habit, is om die woord te bestudeer, is om te wandel in die woord, is om te mediteer in die woord, is om te reflekteer in die woord, is om die tekste te bestudeer en inderdaad te memoriseer, om te journal in die woord, om te vas. Liewe vriende, dit beteken dat ek en jy inderdaad op die ouende die woord as 'n swaard kan gebruik, hoe jy jou kan verdedig, anders kan ek jou nie verdedig, want ons ken nie die woord nie. Ons ken nie die woord nie. So hy kom sê, om wat op te som, kom sê hy vir die Efesiërs, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek sy wapenrusting aan, maar die duiwel gaan julle aanval. En hierdie wapenrusting is die waarheid, die vryspraak, die evangelie van vrede, is verlossing en dit is die woord van God. Dit is hoe jy jou verdedig teen die aanslag van die duiwel, kom sê hy vir ons. By 5 mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.